Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar by NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan Heartbeat FM wat inskakel, sowel as NG Oudtshoorn Park deur die YouTube kanaal. Dis lekker om saam met julle te wees. Mag die Here aan die woord kom en mag hy my as stofmens vanoggend gebruik. Ek kom verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker en ek glo in die opgestane Jesus. Hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, die sonde en die dood oorwin en daar wag 'n ewige lewe. Wees gegroet vanoggend in die naam van die lewende Here. Vriende, as ons so saam is, wil ek praat vanoggend oor die tema lewe met vrede in jou hart. Lewe met vrede in jou hart, en ek gaan Johannes 14 vers 27 as die kernvers gebruik, maar die vraag is, het jy vrede in jou hart? Daar waar jy is, daar waar jy leef, daar waar jy werk, in verhoudings, in huwelike, in gesinne, in jou werksomstandighede, lewe jy met vrede in jou hart? Of hoe lyk jou lewe? Het jy konflik met 'n klomp mense en is daar onrus by jou en is daar spanning, stres in jou lewe? Of het jy werklik vrede in jou hart? En dit is die tema waarby ek vanoggend bietjie stil staan. Maar voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers saam en dan vra ons Here, ons bid vir wysheid uit die woord uit, ons bid vir vrede en kalmte, en ons bid dat U ons ore sal oopmaak, dat ons sal luister, dat U as Heilige Gees sal spreek. Kom ons raak net 'n oomblik stil, net daar waar jy nou is. Here, dankie dat ons vanoggend kan saam wees en U kan loof en prys en U kan groot maak met alles in ons binneste. Heilig is U, Here God, en ons roep U aan as die teenwoordige God in ons lewens. Here, dankie dat ons ook weet, as ons die woord nou oopmaak, U gaan spreek en U kinders luister, en ek bid dat U as Heilige Gees die prediker en die naprediker sal wees. En dat ons werklik vandag sal opstaan, die wêreld sal ingaan, en dat ons oor hierdie tema van vrede in ons harte sal dink, en het werklik gaan uitleef, daar waar ons geplant is. Here, dankie vir die saamwees. Spreek nou ook, Vader. Ons luister vanoggend na U woord. Ek bid dit in Jesus naam vir almal, die wat in hospitale is, die wat eensaam is, die wat luister op radio, die wat in hulle voertuie is, die wat op 'n TV-skerm of 'n foon kyk. Here, net daar waar elke persoon nou is, ontmoet hulle net daar. Dis my gebed, in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, lewe met vrede in jou hart, volgens se prediking tema, en ek lees Johannes 14 vers 27, dan sê Jesus, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle moet nie ontstel wees nie, julle moet nie bang wees nie. Die vrede wat Jesus vir ons kom gee. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld vol onrus, 'n wêreld vol spanning, vrees, ekonomiese druk, mense se finansies is onder druk, mense lyk emosioneel uitgeput. Baie keer praat ek in die beradingsspreekkamer met geliefde boetie en sissies, en dan kom ek agter dat daar 'n stuk uitputting is, uitbranding is, mense is moeg, en dan is daar soveel dinge wat hulle moet doen en moet aanpak, en keuses wat hulle moet maak, en dan sê hulle vir my, Dominee, maar ek het nie vrede nie. Hoe weet ek wanneer is dit die wil van God? Hoe weet ek moet dit doen of nie doen nie? Hoe hoor ek die stem van die Here? En baie keer as ek so na mense luister en kyk, het sy in die huisbesoeke of in die beradingsspreekkamer, dan hoor ek 'n onrus. Ek hoor 'n storm wat besig is om te woed, en ek hoor dat daar nie vrede is nie. En daarom wil ek vanoggend juis oor hierdie tema vrede in jou hart kom praat. En Johannes wat so pragtig kom sê, dat vrede laat ek vir julle na, daar in vers 27 van Johannes 14. My vrede gee ek vir julle, sê Jesus, om 'n Jesus vrede te ontvang en dit jou eie te maak, en in daai absolute vrede van Jesus te gaan leef. Dis wat uitstaan vanoggend.
Hy sê, dis nie 'n soort wat die wêreld gee nie. Ons soek dalk vrede op die verkeerde plekke. Ons soek dit met materialisme en prestasie en tydelike bevredigings. Maar vrede wat Jesus gee, is 'n ander tipe vrede. Hy sê, julle moenie ontsteld en bang wees nie. Want God gee vir ons die Heilige Gees as voorspraak, as vertrooster, as parakletos. Hy is die een wat saam met ons onderweg is. Hy gee vir ons vrede. Ek en jy is nie alleen nie, want God is by ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maar Jesus se vrede beteken dat al gaan dit sleg, al is ek in moeilike omstandighede, al lyk dit of die golwe van die lewe oor my bootjie kom val, het ek Jesus hier neffens my en hy saam met my in die bootjie, en hierdie golwe sal my nie onderkry nie, want ek het Jesus. Sien vriende, ware vrede begin by God. As jy in God is, as jy in Jesus leef. Ons soek vrede buite ons soek vrede op snaakse plekke. Ons dink baie keer, ek kry vrede as ek dit of dat doen, maar om in God vrede te hê. Romeine 5 vers 1 help my daarmee. En dan staan dit, die opskrif is die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. So om werklik vrede in jou hart te hê, begin ons by die beginplek en sê, ek wil vrede met God hê. Ek kom bely my sonde, ek kom verklaar ek het Jesus nodig, ek kan nie sonder Jesus die lewe aanpak nie, ek het God in my lewe nodig, ek kom met 'n sondebelydenis en ek kom met 'n geloofsbelydenis en ek sê, ek glo in Jesus Christus en ek weet Jesus het vir my die vrede aan die kruis hout bewerkstellig. Dankie Jesus. Sonde, vriende, bring ongelukkig skeiding tussen God en mens. Sonde maak dat mense nie vrede in hulle lewens het nie. Sonde maak dat mense met dinge besig is wat nie God behaag nie, en dan gaan jy ook nie hierdie innerlike vrede hê nie, vrede in jou hart hê nie, want sonde bring altyd skeiding tussen God en mens. Maar wanneer jy Romeine lees, dan hoor jy, my sonde is vergewe. Ek is skoon gewas, ek is nuut gemaak deur die bloed van Jesus. Ek behoort aan God, ek is versoen met God, en dit beteken dat ek werklike innerlike vrede in my hart kan hê, want die saak tussen my en God is reg. Jesus het dit kom reg maak, en daarvoor kan ek net dankie sê vanoggend. Die bekende teoloog Augustinus het gesê, our hearts are restless, until they find their rest in God. Our hearts are restless until they find their rest in God. John Stott, die teoloog wat sê, in the cross of Christ, sê hy, peace with God is the foundation of every other kind of peace. Peace with God is the foundation of every other kind of peace. As jy begin om vrede met God te hê, dan spoel dit oor jou hele lewe. Dan spoel dit in jou verhoudings met mense, met jou kinders, met jou ouers, met almal, om vrede in God te kry. Wie is jy in God? Jou identiteit in God, wat ek in die laaste paar weke baie oor gepreek het. Dan weet ek dat wanneer ons sin in die lewe begin soek, dat hierdie vrede kom van binne af. Dis God wat dit in jou hart kom gee, want jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ek is reg voor God, en omdat my verhouding met God reg is, deur Jesus Christus, het ek 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daarom kan Paulus in Filippense in die tronk sit, en hy sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly, hy het vrede. Filippense 4:7 sê, dat hy 'n vrede van bo af het, Filippense hoofstuk 4 vers 7. 'n vrede wat hy van God af kry.
Het jy daai vrede in jou hart vanoggend? Het jy jou saak met God al reggemaak? Jou sonde bely, daai onbeleide goed partykeer wat ons so al wegsteek, ons wil nie praat oor dit nie, die olifant in die kamer. Ons het nodig om skoon voor die Here te kom en te sê, hier is ek. Here, hier is ek kan nie wegsteek nie. Kom, maak my vry, maak my nuut. Jou eerste ware vrede begin deur vrede met God te hê. Dan wil ek vir jou 'n volgende stuk lees. En dit is in Filippense 4 vers 6 en 7 en ek hoor baie keer as mense nie vrede het nie, dan sê ek vir hulle, maar kom ons bid dat Christus vir jou sal vrede gee, oor besluite, oor keuses wat jy moet maak, moet ek nie, groot keuses, besigheidsbesluite, huwelikskeuses, keuses wat mense moet maak, moet ek trou met hierdie persoon of nie, moet ek dit of moet ek dat, daar's baie groot keuses wat ons in die lewe die heeltyd maak, en die vraag is, bid ons en vra vir wysheid by God, en luister ons na die invluistering van die Heilige Gees in ons lewens, want Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan kom hy vers 7 wat ek vir julle gesê het nou. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Paulus sit in die tronk as hy hierdie gedeelte sê. Dan sê hy, jy kan 'n vrede hê wat oor jou verstand die wag hou, oor jou hart die wag hou, in Christus Jesus, 'n vrede wat van God afkom, wat alle verstand te bowe gaan, wat alle verstand te bowe gaan, net van God af. Jy kan dit bid en vra, Here, kom gee my vrede, kalmte, rustigheid, want ek self gaan nou foute maak, ek gaan nou verkeerde besluite neem. Maar nou sê Paulus ook, ons moet oor niks besorg wees nie, maar al ons begeertes, al ons verwagtinge, al ons behoeftes, moet ons deur gebed, smeking en met danksegging aan die Here bekend maak. Daar's 3 dinge. Jou bekommernisse moet jy na God toe bring, jy moet bid oor alles, en dan moet jy in dankbaarheid gaan leef. Dis die 3 goed wat ek hoor, wat uitstaan. Bring dit na die Here toe. Maak dit bekend aan God, hoe jy voel. Praat eerlik met Abba Vader, hoe jy voel, maar bid oor alles. Moenie self impulsiewe en slegte besluite gaan maak nie. Maar wag eers op die Here. Wag op wat God vir jou sê. Bid daaroor, bid oor alles. En intussen leef dankbaar, want God se genade is vir ons groot en is vir ons genoeg. Dit gaan alle verstand te bowe. Ek lê nou kwai klem op dit, maar daai waar ons baie keer in ons verstande probeer ons goed uitredeneer. Ons is hierdie overthinkers, nee, ons oordink 'n ding verskriklik en ons probeer dit verstaan en uitpleis en presies uitpleis hoe dit moet wees. En dan sal jou hart en jou gedagtes kalm raak. 'n Vrede sal oor dit kom wat van God afkom as jy met God in gesprek is. Maak dit bekend aan die Here. Deel hoe jy voel. Bid daaroor. Bid beteken jy staan in verhouding met God en dis dialoog. God is besig om met jou ook te werk in hierdie gebedsverhouding. Daai gaan my verstand te bowe staan vir my uit. Want hy kom maak my kalm en hy gee vir my vrede. Die bekende Karl Barth het gesê, peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Onthou as Paulus in die tronk sit, het hy moeilikheid. En ek en jy sit dalk baie keer in die tronke van die lewe vasgevang. Maar ons is nie alleen nie. Ons is in die teenwoordigheid van Christus Jesus. Ek het die Heilige Gees by my, en omdat ek God by my het, beteken dit, dat ek nooit alleen is nie. Ek kan vrede hê, maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Dallas Willard skryf in Renovation of the Heart, dan sê hy, the transformation of the heart brings a deep calm that circumstances cannot destroy. Ek lees dit weer.
Hy skryf in A Renovation of the Heart, the transformation of the heart brings a deep calm that circumstances cannot destroy. Dit bring 'n groot kalmte in my hart, wat jou omstandighede nie kan vernietig nie, maar dit is transformasie van die hart wat plaasvind, en dit vind net plaas as jy jou lewe vir die Here gee, as jy sê, Here, U wil nie my wil meer nie, ek bid en ek vra, Here, wat wil U hê? En die wil van die Here lees ons ook in die woord van God. As jy dinge begin doen wat buite die gebooie is, moet jy mos nou weet, dis nie die wil van die Here nie. Maar as daar besluite en keuses is om werklik vrede in jou hart te hê, vrede in jou hart te kry, jy kry dit net by God. Maak dit biddend, smeekend, afhanklik aan God bekend. Ek bid, ek smeek en ek doen dit ook met danksegging. Want ek dank die Here steeds vir sy genade, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die uitdagings en seer en siekte en 'n klomp dinge wat in ons lewens aan die gang is, bly ons steeds dankbaar. Ons bly steeds dankbaar en sê, Here, ons weet ons het soveel om voor dankbaar te wees. Daai positiwiteit wat in ons binneste is, daai paaie wat ons moet stap van dankbaarheid en sin van die lewe, kry ek net by God. En dit is belangrik wat Paulus ons kom leer, gebed, vertroue en dankbaarheid, dit bring vrede in my hart. As jy nog nie vrede in jou hart het nie, bid jy, het jy 'n vertroue in God, en leef jy dankbaar? Daar's 3 groot goed wat ek jou vra vanoggend. As jy vir my sê, maar Dominee, ek het tog nie vrede in my hart nie. Maar het jy al gebid? Vertrou jy God? Of wil jy nog op jou eie insigte staat maak, jou eie prestasie, dit wat jy self kan doen, trots en eie ek? En is jy werklik 'n dankbare mens? Dankbaar vir wie jy is en vir wat jy het? Ek kom by 'n volgende punt. Die eerste punt was vrede begin by God, dat ek die Here dankbaar is dat hy my sonde vergewe het en ek het vrede met God, ons verhouding is versoen deur Jesus Christus. Dan kom ek in die tweede plek vanoggend en sê vrede bring Christus vir my. Hy bewaak ons harte. Hy gee vrede en ons moet dit in gebed en smeking en danksegging na die Here toe bring en bring jou bekommernisse, kom deel dit met die Here. En dan kom ek by die derde punt, my laaste punt vanoggend, wat sê, God roep ons om as mense van vrede ook te leef. En ek lees vir ons so Kolossense 3 vers 15. En daar staan, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Luister mooi, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Hy het ons geroep om as lede van die liggaam in vrede met mekaar te lewe. Hy wil hê ons moet in vrede leef, en hy sê Christus se vrede wat hy gee, moet die deurslag in jou lewe kom gee. Met ander woorde, iets wat ons moet hoor is, ek en jy moet bid dat ons vrede in ons besluite sal kry. Ons moet bid dat vrede deel van ons verhouding sal wees, waar ons met vriende of kollegas of man of vrou staan, dat ons vrede sal najaag die heeltyd. Die vrede wat Christus gee, moet deurslag gee in ons verhoudings, en ook ons reaksies, en hoe ons optree, wat ons sê, wat ons dink, wat ons doen, is dit ons motief om vrede te saai en vrede te bring daar waar ons geplant is. Want Matteus 5 vers 9 kom Jesus en hy gebruik die woord makarios, die woord geseënd. Dan sê hy, geseënd is die vredemakers, vers 9 van Matteus 5. Hy sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Kan ek jou 'n kind van God noem vanoggend, dat jy 'n vredemaker is? Of met wat is jy besig? Met rusie, met twis, met konflik, met kwaadpratery? Saai jy verwoesting daar waar jy gaan? Of is jy 'n vredemaker?
Vriende, ons moet die motiewe van ons harte vanoggend ondersoek en vra maar, hoekom het ek nie vrede in my hart nie? Is dit omdat ek skinder van mense? Dan het jy nie vrede mos in jou hart nie. Het jy werklik vrede in jou hart? Om vrede in jou hart te hê beteken dat jy 'n kind van God sal wees en optree soos 'n kind van God. Dat ek 'n kind van God genoem sal wees, want ek is 'n vredemaker. Want ek het die vrede wat Christus my gee en dit is die deurslag wat in my lewe gaan plaasvind. Ons in ons liggaam in die kerke moet mense wees wat vrede bring. Vrede met mekaar, vrede met die mense om ons. Dan is die vraag vanoggend, waar is jy? Hoekom het jy nie daai vrede nie? Watse vrede is in jou lewe tans aan die gang? Watter dinge steel jou vrede? Watter dinge steel jou vreugde? Dit is dalk die goed wat jy moet uitsny uit jou lewe uit, die dinge wat daai vrede en vreugde kom steel. En sê, maar ek kies vir vrede. Ek kies om 'n vredevolle verhouding met God te hê, in myself vrede te hê en vrede te hê met my medemens. Dit is so belangrik vanoggend, geliefdes. Henry Nouwen skryf, when we live rooted in God's love, we become instruments of peace. As jy God se liefde in jou het, is jy 'n instrument van vrede. En jy sien dit by mense. Jy sien hoe mense optree en reageer en jy verstaan dat jy absoluut in vrede met mense kan leef, omdat jy die liefde van Christus het wat jou dring om in vrede te leef. Ek dink aan Christus se vrede wat in ons woon en dat dit ons verander. Jy's anders omdat jy 'n kind van Jesus is. Omdat jy 'n glo in die opgestane Jesus, ek's 'n kind van God. En ek glo in die opgestane Jesus Christus. En ek stap saam met Jesus hierdie pad. Hy kom verander my mens wees. God verander my, hoe ek praat, hoe ek met mense werk, en dan bring ek vrede daar by my werk, daar by my kollegas, daar in my huwelik, daar in my gesin, daar met my kinders, daar met my ouers, daar in die verhoudinge wat ek staan met my vriende. Ek is 'n vredemaker. Ek is nie 'n konfliksaaier nie. Ek is nie 'n instigator nie. Maar ek is 'n vredemaker, 'n peacemaker. En dat ons dit sal hoor, dat ons met vrede, peaceful sal leef teenoor ander mense. Wanneer ons ook ander mense respekteer en aanvaar vir wie hulle is en dan in vrede met hulle sal saamleef. Ek sluit vanoggend af, as jy nog nie vrede in jou hart het nie, wil ek vir jou hierdie beeld vertel van 'n koning wat 'n skilderkompetisie gehou het en die tema van hierdie skilderkompetisie was die tema vrede. En so het 'n klomp kunstenaars met skilderye opgedaag daar by die paleis van die koning en party het rustige riviere geskilder, ander het berge geskilder en party het sonsondergange geskilder. Maar een skildery het die koning se oog gevang en dis ook die skildery wat dan gewen het. En hierdie skildery was 'n skildery met 'n geweldige storm wat dit uitgebeeld het. Donker wolke, donderweer en dan ook 'n waterval wat neerstort so oor 'n rots. En teen hierdie rots hang wat die waterval dan oorkom, is dit eintlik 'n besige skildery wat wys op 'n geweldige storm. Maar as jy nader aan hierdie skildery staan, en jy gaan staan so half teen hom, dan sien jy in 'n klein skeurtjie in hierdie rots agter die waterval, is daar 'n voëlnes, en in hierdie voëlnes is daar 'n voeltjie geskilder wat rustig sit en sing. En jy kan sien dat dit 'n vredevolle beeld is van hierdie voeltjie, wat dan maklik agter die waterval kan uitvlieg met vrede. 'n rustige voëlnes binne in hierdie geweldige storm wat uitgebeeld word met 'n voeltjie wat sing. En die koning het op die einde die antwoord gegee, hoekom laat hy hierdie skildery wen wat eintlik 'n geweldige storm uitbeeld met hierdie voeltjie se nes wat so rustig is. En toe sê hy, ware vrede
beteken nie 'n lewe sonder storms nie. Ware vrede beteken nie 'n lewe sonder storms nie. En die voeltjie se nes, met die voeltjie wat gesing het, ten spyte van alles wat om hom aan die gang was, het dit vir hom gewys, het dit vir hom uitgewys. Vriende, ware vrede beteken, jy kan steeds sing en lag, selfs wanneer die storms in jou lewe woed, omdat jy jou vrede in God gevind het. Omdat jou identiteit en wie jy is en wat jy is, het jy vrede by God, en daarom is jy gedring deur die liefde van Jesus, wat ons voorbeeld is, en jy wil meer en meer soos Jesus leef, en jy bring ook vrede daar waar jy geplant is. Geseënd is jy vanoggend, as jy ook 'n vredemaker is. Ek kom ook vanoggend na jou toe en ek bid vir jou dat jy vrede in jou lewe sal kry oor besluite wat jy moet neem of geneem het. Ek bid dat jy vrede sal hê in keuses wat jy maak. Ek bid dat jy vrede met God sal hê. Dat jy vrede van God in jou hart sal ervaar. En dat jy meer as dit ook vrede met die mense om jou en jou medemens sal hê. Vriende, dit beteken ons moet mekaar vergewe. Ons moet by vergifnis uitkom en sê ek vergewe jou en ek spreek jou vry want ek wil graag in vrede ook met jou leef. Mag ons ware vredemakers wees en ook by vrede in ons eie harte uitkom. Ek bid vir jou vanoggend hierdie tema, lewe met vrede in jou hart. Vriende, die lewe is te kort. Kom ons lewe met vrede in ons harte. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Here, baie dankie. Het ons vanoggend net afhanklik nederig geniet voor U kan buig en ek wil werklik kom bid vir Boetie en Sissie dat ons vredemakers sal gaan wees hier in Oudtshoorn en die Klein Karoo en die Suid-Kaap en Suid-Afrika, daar waar ons inskakel en luister en kyk na hierdie boodskap, daar waar die Here jou geplant het. Gaan wees 'n vredemaker. Here, dis wat U hierdie week op my hart gedruk het om te deel met die geliefdes. Mag ons ook vrede in ons harte kry en met vrede in ons lewens leef. 'n Vrede wat net U vir ons kan gee. Here, ons saak met U is reggemaak en daarvoor dank ek en loof ek U Jesus Christus, U enigste seun wat vir ons gesterf het. Here Jesus, baie dankie. Dankie dat U die prys betaal het en dat ons vrygekoop is en kan leef in U genade en liefde. Dankbaarheid is vanoggend in ons binneste. Maar ek bid ook nou, Here, vir soveel mense daar buite wat onrus beleef, wat se harte onstuimig is, en wat sê maar ons het nie vrede nie. Mag U hulle aanraak deur die Heilige Gees. Dis my gebed vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle, ons kuier weer.